Hartlike goeiemôre, liewe broers en susters. Ons is al 'n lekker span by mekaar, so ons kan 'n paar liedere met mekaar begin saam sing. So in die tyd van die opstandingsvieringe wat ons het, bely ons het ons kanselkleed so 'n bietjie vergeet om hom om te ruil en maar vanoggend kan julle sien die kanselkleed bevestig ons vreugde oor die opstanding. Een van die liedere wat dit so mooi ook besing, die hele storie van Jesus wat gekom het, gesterf het, opgestaan het, oorwin het, maar ook weer gaan kom is lied, vonklied 77, ook die ou bekende Halleluja lied, bring my die ou tyding. Kom ons sing vers 1 en vers 2. Nog een van ons lofliedere wat baie mooi oor die opstanding sing, is lied 207, eer aan die Vader wat alles gemaak het. In die eerste vers is dit absoluut 'n loflied tot God drie-enig, maar dan in die vierde vers sing ons eintlik dat die Here ons getuies moet maak. Mense wat gaan vertel, dit is inderdaad wat die opstanding teweeggebring het, dat mense gaan vertel het dat daar vreugde is, want Jesus Christus is die oorwinnaar oor dood en oor chaos. Kom ons sing vers 1 en 4 van lied 207. Drie
Dan gaan ons nog so 'n vrolike lied ook sing wat in die rubriek rondom ons lofliedere is, maar absoluut vanuit die opstanding uit lof aan God bring, en dis die lied Majesteit. Kom ons sing dit ook heerlik saam. Majesteit, ons heerlikheid, ons wil Jesus, die koning van die wêreld. Majesteit, ons heerlikheid, van waar ons kom tot by sy troon. Sommer weer begin en ons sommer nog vroliker raak. Sjoe. Baie dankie, ons het heerlik gesing. Ek sê weer baie hartlik welkom aan almal van julle. Dit voel regtig of ons nou bietjie meer beginne mense bykry in ons diens. En dis wonderlik dat ons tog begin om net weer meer te ervaar dit van wat van vroeër was. Nog nie naaste by seker dit nie, maar mag dit vir ons almal tog 'n wonderlike ervaring wees vanoggend as ons hier saam aanbid. Ek gaan tog vra dat julle net gou weer om julle loer, kyk wie sit daar rondom julle en gee net so 'n wuif en 'n groet. Dan kyk ons gou weer net na ons verjaarsdag. Ek gaan nou nie almal se name lees nie, maar gaan julle kans gee om tog vinnig daar te kyk, dat 'n mens net sien wie is die mense wat hierdie week verjaar, dat ons tog na hulle toe bietjie uitreik, as ons van hulle ken, of weet van hulle, dat hulle dalk in ons buurt bly. Kom ons kyk nie daarso. Dit is tot en met donderdag, en dan kom ons kyk verder vanaf. Ag, ekskuus, dit was tot dinsdag, nou is dit van woensdag af. Wanneer is Tannie Elise hier? Sy is een van ons getroue mense wat as sy kan erediens toe kom, en sy is deur aan die ander kant. Moet nou nie haar ouderdom verraai nie, want ek weet ook nie presies wat dit is nie, maar sy verjaar dan nou ook, en ek dink dit is nader al daarna die 90, en sy is ook op ons gebedslys, omdat sy 'n harttoestand het. So ek wil sommer maar net haar uitsonder, ek weet moet nou nie mense uitsonder nie, maar sy is ons mees senior lidmaat, dink ek, op hierdie lys vandag.
Kom ons gee sommer vir die mense almal 'n lekker hande klap. Is daar dalk iemand hier wat teenwoordig is wat 'n huweliksherdenking het in hierdie week? Julle kan maar julle hande opsteek. Lyk my nie so nie. As daar van ons mense is wat aan die diens kyk ook dalk en wie se huweliksherdenking dit is, dan sê ons vir julle ook van harte geluk. Kom ons kyk dan nou net, ja, ons soos is gesê, dit is Opstandingssondag, die 3de Sondag na die Opstandingsfees en vandag gaan ons weer eens na een van Jesus se verskynings kyk en sy verskyning dan nou spesifiek aan die twee manne of twee persone, ons weet die ene Kleopas neem ons aan as 'n man, maar ons weet nie die ander ene nie, maar hulle twee is op pad vanaf Jerusalem Emmaus toe en ons gaan bietjie oor die verhaal dink en dit intrek ook na ons eie lewe wanneer Jesus sy verskyning maak. Kom ons word net eers so 'n paar oomblikke stil. Ja, ek wil nou bid, maar ons gaan eers nog 'n lied sing. Kom ons sing lied 168. Dit is 'n aanbiddingslied. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon en daarom bring ons vir U eer. Kom ons sing die 3 verse aanbiddend tot eer van ons Here wat ook uit die dood opgestaan het. O Here, ons Here, net by U vind ons rus. Van U, o Here, kom ons verlossing. U is ons rots. U is ons verlossing. U is ons toevlugsoord. En Here, as ons dit alles vanuit die werklikheid van die opstanding bekyk, dan wil ons vir U sê, Here, ons vertrou op U. En daarom dat ons ook vandag hier saam is en dat ons bid, raak ons aan. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede vir julle van Hom wat was en wat is en wat kom, en van ons Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste
wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde en van die Heilige Gees wat sy teenwoordigheid by ons 'n werklikheid maak. Amen. Kom ons staan op, ons antwoord op die Here se groet met lied 219, ook 'n lied wat sing oor die oorwinning, veral daar in die tweede vers. Kom ons sing die 2 verse van lied 219. Is wonderlik dat ons so deur ons liedere vanoggend kon meeleef met die werklikheid van ons Here se opstanding uit die dood. Is absoluut verkondiging wat ons gedoen het met ons liedere, en ook het ons die Here daarvoor geloof en hom aanbid. En nou in hierdie oomblik wat ons nou net 'n paar oomblikke stil word, wil ek sê, fokus op hom en sy oorwinningskrag ook in dit wat ons elke dag in ons lewenswerklikheid beleef. Ons het hierdie week hierdie pragtige gebed ontvang wat 'n Sweedse dominee geskryf het. En iemand het dit mooi in Afrikaans vertaal, en daarom wil ek graag hierdie gebed na 'n jaar van inperking vir ons voorlees, maar ons doen dit biddende. Dit is 'n gebed. Word saam met my stil terwyl ek die volgende woorde vir ons lees. God van die lewe, God van medelee, terwyl die pandemie steeds ons wêreld skud, draai ons na U. Ons dank U vir die gawes van deursettingsvermoë en kreatiwiteit, vir sorg gegee en entstowwe ontwikkel, vir uitroepe gehoor en vertroosting ontvang. Ons kom na U toe met al ons bekommernisse, vir geliefdes, vir gemeenskappe, vir werk en ekonomie, en vir hoe die kwesbaarste onder ons geraak word. Verander
onrus en vrees in liefde en omgee. Gee ons moed, wysheid en energie om te verander wat nodig is om verander te word. Terwyl ons vertrou op die krag van u Gees, bid ons vir die siekes en diegene wat na hulle omsien. Vir veilige en regverdige verspreiding van entstowwe. Vir die wat treur en die wat aan eensaamheid ly. Vir diegene wat moeilike besluite moet neem wat baie raak. Vir internasionale samewerking in diens van geregtigheid en vrede. Vir geestelike leierskap wat getrou is aan u wil. Help ons in u genade om vas te hou aan wat reg, waar en mooi is. Deur Jesus Christus wat ons leer ken het as ons verlosser en geneeser, bid ons dit. O Here, en as ons onsself met hierdie gebed verenig, dan bid ons baie spesifiek ook vir die omstandighede ook in Suid-Afrika, ook rondom al hierdie dinge. Dank ons u ook, Here, vir alles wat hier gedoen word, vir almal wat inderdaad ook verantwoordelik is vir versorging, en wil ons ook bid, wees ons genadig, Here. Ons dra ook vandag mense hier in ons midde aan u op, hulle wat al so 'n lang tyd op ons lys van siekes is, ander wat onlangs bygekom het, ja, spesifiek ook, hulle wat nou aan kankerbehandeling, ja, wat daaraan onderwerp is. Ons bid, o Here, vir u genesende krag ook daar. Dankie dat u teenwoordig is, ook in hierdie omstandighede, as die een wat die pad saamloop. Ook vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En ons wil ook die sulkes besonderlik aan u genade toevertrou, bid dat u ook die pad van vertroosting met hulle sal loop. Dankie dat ons vandag so kan kom intree. Seën ons dan nou ook verder rondom die oopmaak en die lees en die verkondiging van u woord. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Net voordat ons dan oorgaan na die woordverkondiging, deel van ons erediens, wil ek noem dat ons het miskien net almal nou nie vooraf die aankondigings gesien nie. Op ons sieklys het daar iemand bygekom, dis Lou van Sail wat 'n probleem het met 'n virus wat onder sy vel ontstaan het en hy het 'n operasie daar gehad en hy herstel. Dit gaan goed met hom. Hy was net baie siek ook in die week, so vol van kaliumvlakke wat gedaal het, maar dit gaan baie goed met Lou nou onder die omstandighede. En dan ook het Pieter Erasmus, die van julle wat vir Pieter ken dalk, hy's daar by Checkers die bestuurder. Sy pa is oorlede ook aan COVID al 'n tydjie gelede. Ek het ongelukkig net nie daarvan bewus gewees nie. Kom ons dink ook aan Pieter en sy familie. En dan Nikki Nicholson, wat baie van julle ook ken, wat vir jare hier by die munisipaliteit met die elektrisiteit besig was. Sy seun Marius is ook gedurende die afgelope week oorlede, ook COVID. Kom ons dink baie besonderlik ook aan hulle. Ons skriflesing, soos ek net nou gesê het, is vanoggend vanuit Lukas 24, maar ek gaan nou eers vir Kerkmeis kans gee, want Kerkmeis gaan vir ons die storie as te ware vertel. Ek sal daarna dink of ek weet die hele storie vir ons moet lees ook. Kerkmeis vertel vir ons hierdie storie. Kom ons leef mee met Kerkmeis vanoggend.
lekker watertjies. Ja, julle hoor reg. Dis die kerkmuis. En ek hoop julle het my verlang. Wat verlede week was ek 'n bietjie afgewees. Ek was nie op my pos nie, maar vandag is ek weer terug op my pos. Wat 'n voorreg om weer in te loer en lekker met julle te gesels oor die dinge wat vir my naby aan die hart lê. Kom ons lees saam. Waaruit lees ons vandag? In die Nuwe Testament uit Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35. En die opskrif daar is die Emmausgangers. Ja, Emmaus. Emmausgangers was mense wat van Emmaus afgekom het. So op dieselfde dag was daar 2 mense op pad na die dorpie met die naam Emmaus toe. En dit was so 12 kilometer van Jerusalem af, nee. En hulle het so gestap en hulle was in 'n gesprek met mekaar, so praat, nee. En waaroor het hulle gesels? Hulle het gesels oor die gebeure wat die laaste paar dae afgespeel het. Ja. En agter hulle was Jesus en Jesus het nader gestaan en gesê, "Waaroor gesels julle dan so diep en so ernstig? En julle dan sommer sulke somber, hartseer gesigte." Hulle die man so aangekyk en gesê, dis of Jesus wat hulle gesê het, "Is jy dan 'n vreemdeling of die enigste vreemdeling hier in Jerusalem dat jy nie weet wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Watter dinge?" En hulle begin vir hom vertel, die dinge wat gebeur het, hoe Jesus gekruisig is aan die kruis en gesterf het en so swaar gekry het. En hy sê, en hoe die priesterhoofde, hoe hy uitgelewer is aan die priesterhoofde. Hy sê hulle, ons het boel op die storie gehoor dat daar 'n groepie vroue was en hulle was so ontsteld, want hulle het by 'n leë graf gekom. En selfs ons het gaan kyk en alle mense het gaan kyk, want hulle kon nie glo wat hulle gehoor het. Hier almal was so ontsteld. Nou, waar was julle nou eintlik so ontsteld? Want ons het so gehoop dat hier die Jesus die redder was. Dat hy die redder was, soos wat die profete voorspel het. En die Here het nou seker lank vooruit geweet, nee, en geweet waarvan hulle praat. En Jesus het die 2 manne so gekyk en gesê, "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al hierdie dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om eers in sy heerlikheid te gaan nie?" En hulle sê toe hulle naby die dorpie is, "Kom asseblief saam met ons by die huis, bly by ons, want die dag is amper verby." En toe Jesus daar is en die broodjie breek vir hulle, toe gebeur daar iets. Uiteindelik besef hulle dat dit Jesus is. Hulle oë het oopgegaan en Jesus het verdwyn en hulle het dadelik teruggegaan na Jerusalem toe en daar het hulle vir die 11 gekry, nee, by mekaar en hulle het vir hulle vertel, hoorie, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat al die pad met hulle gebeur het en hy het hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Nou ek wil so guessing game met julle speel. Guessing beteken raai. Ek wil gaan nog vir julle so 'n paar bekende Suid-Afrikaanse sangers en sangeresse wys. En dan moet julle nou gou vinnig raai wie dit is, maar ek gaan nie veel sê nie. Ek flits net hulle gesigte en dan kyk julle gou hoeveel uit 6 uit kan julle reg sê. Right. Hier gaan ons. Number 1. Hey! Volgende. Hey! Volgende. Hoop julle het hulle. Hey! Volgende. Is dit moeilik? Ek wonder of ons maat sukkel. Ek moet ons groot mense sukkel, seker so 'n bietjie. Ek daar's nommer 6. Right. Nou waarom hierdie speletjie, maats? Want ek wil vir julle ietsie verduidelik oor die skrifgedeelte van vandag. Net alleenlik omdat ons daai mense ken. As hulle nou aan ons verskyn, dan gaan ons dadelik weet, dis Bobby van Jaarsveld. Dis Karlien van Jaarsveld, nee, omdat ons weet wie hulle is. Maar as ons nie weet wie hulle is nie, dan kan hulle ons nou by ons aan huis kom en hulle kan met ons gesels en ons is salig onbewus dat hulle eintlik mooi kan sing en bekende Suid-Afrikaanse sangers is. So, die mense was nie bewus dit is Jesus wat saam met hulle is nie. En toe hulle bewus raak, toe hulle oë eintlik oopgaan en besef hierdie is Jesus, toe Jesus verdwyn.
En ons moet waaksaam wees, ons moet wakker wees, nê, om Jesus in ons alledaagse lewe te sien, sodat ons hom nie mis nie. Dis eintlik die gedagte wat Oomie Dominee vanmôre by oud en jong wil los. Ek los weer vir julle 'n lekker inkleerprentjie. Julle kan hom lekker inkleer en daar's ook so verdwaalde roete hoe by die Emmausgangers by Jesus uitkom. Julle kan dit ook vir julle laat uitdruk en voltooi. En dan het ek gedink ons moet vandag die liedjie sing. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Want weet jy nie, as jy nie weet wie Jesus is nie, gaan jy hom nie herken nie, nê? As jy nie weet wie Bobbie van Jaarsveld en al hierdie bekende sangers is, gaan jy nie weet om hulle te herken nie. En daarom, as jy weet, eindig die liedjie so mooi. Ja, ek weet, mag ons orals weet waar Jesus beweeg het. Mag ons oortjies en ore oop wees vir hom. Julle moet 'n lekker week hê. Die vakansie is om die draai. Geniet hom. Tata maats, dit is die Kerkmuis. Ek sê baie dankie weer vir Kerkmuis wat so oulik vir ons hierdie verhaal vertel het. Ek het gehoor, Elisabeth, is dit jy wat al 6 hierdie mense so goed geken het? Ja, ek het haar gehoor, sy noem elkeen van daai 6 mense se name. Wil julle nie vir julle elkeen 'n papier? Ek dink is net hulle wat is. Is nie nog kindertjies? Ek sien net die tweede kokkindertjies. Daarbo weet ek is ja, daar sou is julle ook taljartjies. Wil julle nie vir julle papier kom haal nie? Of is julle nie lus vir 'n papier voor? Nou okay, toe maar los maar. Goed, maar ek gaan vir die wat kom ook nog 'n lekkertjie gee want Dominee Anton het gelukkig hier nog suigstokkies gelos. Dankie Anton. So ek gaan hierso vir die tweetjies. Kom julle tweede kokkies, dan kom haal julle vir julle elkeen 'n inkleerprentjie. Dan kan julle vir ons dit gaan inkleer terwyl ons nou verder na die storie en omdat jy so oulik is, maar gee maar vir Boetie ook een, nê. Daar sê. Oei, kom die twee taljarts nou aan. Daar was 'n aantrekkingskrag gewees. Ek weet nou nie of julle op die prentjies wil hê nie, maar ek gaan dit ook maar vir julle gee. Nou, dalk nou nie vir inkleer nie, maar 'n oulike roetekaartjie wat julle kan probeer volg. So deur 'n doolhof. Sê. Sommige vir jou gee, dan kan jy vir jou Boetie ook gee. Daar sê. Okay, julle, dankie. Ons tema dan, wanneer Jesus sy verskyning maak. Nou ek het, omdat die Kerkmuis dit vir ons so mooi gelees het, gaan ek nie elke versie nou weer lees nie. Ek gaan vir julle uitwys. Daar's enkele van die dinge wat ek net sê, ons net so duideliker net weer moet hoor. Kom ons kyk vers 15. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En dan vra hy nou vir hulle, hoekom redeneer hulle so? En dan vertel hulle nou vir hulle, vra hulle dan nou, weet hy dan nou nie van al die dinge nie, maar kom ons kyk wat sê hulle, wat is hulle innerlike ervaring oor dit alles? En dit is, gaan ons lees hierso by vers 21. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. En dan praat hulle nou van ook dat hulle ontstel is oor wat hulle gehoor het. Kom ons lees vers 22. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle nie sy liggaam vind nie, het hulle toe kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. Nou dit het hulle baie verwar. En dan Jesus se uitspraak: "O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?" En dan hoe hy begin om vir hulle die skrifte uit te lê. Kom by die dorpie, hy maak asof hy verder wil gaan, maar hulle nooi hom om na hulle toe te kom. En dan vers 30, terwyl hy saam met hulle
vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie. En dan lees ons, hulle het onmiddellik opgestaan, Jerusalem toe teruggegaan waar hulle die ander gevind het en hulle het vir hulle gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. 'n Pragtige, bekende verhaal, wat eintlik baie kosbaar is. So die week na Paasweek het ek elke dag een van hierdie verskynings van Jesus aan verskillende mense, onder andere ook hierdie ene, het ek gelees en bietjie bepeins en vir myself uiteindelik aan die einde van die week afgevra of Jesus nie dalk ook gedurende die week, dit was nou die vraag waarmee ek verlede Saterdag spesifiek gesit het die Here nie ook aan my verskyn nie? Natuurlik is hy elke oomblik van ons en van my bestaan by my teenwoordig. Maar dit gaan hier oor daai baie besonderse gewaarwording in 'n spesifieke situasie, dat hy God hier by my is, wat vir my nou kom toetree binne dit wat ek ervaar het. En ek kom, toe ek daai Saterdag sit, verlede Saterdag, en ek kyk terug na die week, toe weet ek, maar dit het met my gebeur, inderdaad. Inderdaad het ek ervaring gehad van 'n baie spesifieke situasie, buiten dat ek weet die Here is altyd by my, maar waar hy ingekom het en vir my net 'n rustigheid kom gee, 'n nuwe perspektief op 'n bepaalde saak. Ek gaan nou niks meer daaroor sê nie, maar want ek wil graag eintlik dit by jouself losmaak, of jy nie aan so iets kan dink nie, miskien selfs net die afgelope week, iets wat jy ervaar het, nie 'n fisieke verskyning soos aan die Emmausgangers of aan Johannes wat nie geglo het uit die dood uit opgestaan het nie, maar daar is seker wete dat die Here in 'n bepaalde situasie waarin ek my bevind het baie werklik teenwoordig was. Kan jy aan so iets dink? En hoe jy net beleef het, man, was dit nie vir die Here nie, dan sou ek nie so maklik hierdeur gekom het nie. Wanneer Lukas sy lesers van Jesus se verskyning aan hierdie twee mense op pad na Emmaus vertel, en hy is die enigste van die evangeliste wat hiervan vertel, nê? Dis 'n eie soortige verhaal in Lukas, dan wil hy vir ons, die leser van vandag, ook die lesers natuurlik oor al die eeue heen, die ouens vir wie hy eerste dit neergeskryf het, maar so ook vir ons, intrek in hierdie verhaal, om eintlik oor die werklikheid van God se verskyning in ons lewens, of kom ons sê die lewende Here, Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, wat nuwe moontlikhede kom skep het daarmee, of om vir ons te kom sê, wees bedag daarop, die dinge gebeur. In hierdie verhaal gee hy vir ons 'n paar tekens om vir ons op die werklikheid van so 'n verskyning te wys. 'n Paar tekens waarop ons bedag kan wees, of wat vir ons gaan help om so 'n verskyning as 'n werklikheid te kan toeëien. Die eerste is 'n krisis. Dis vir ons duidelik dat Kleopas en sy medereisiger vir hulle werklik in 'n krisissituasie bevind. In vers 21 hoor ons hulle sê, ons het bly hoop, maar intussen is dit nou al. Ons het bly hoop, maar ons weet nou nie meer so mooi nie. Die een
op wie hulle hoop geplaas het om hulle te verlos. En nou weet ons, tot op daai moment was hulle verlossing nog baie sterk gekoppel, aan, of hulle hoop op verlossing aan die hele ding van om uit die Romeinse oorheersing verlos te word. Daardie persoon, daardie een op wie al hulle hoop gevestig was, is doodgemaak. En nou is hulle hoop daarmee heen en voel hulle verder ontstem deur die dinge wat hulle dan nou gehoor het van sy liggaam wat weggeraak het en dat sommiges nou maar sê dat daar was 'n engele wat aan hulle verskyn het, die verwarring daarmee saam. So daar was soveel onsekerhede in hulle harte wat hulle werklik nou in 'n bestaanskrisis gebring het. Dit was vir hulle absoluut 'n krisis. Eintlik kan ons sê dat dit nie heeltemal waar is dat hulle dalk alle hoop verloor het nie, want hulle praat daarom nog oor dit, As jy alle hoop verloor het, dan is dit asof jy dit van jou wil wegskuif en nie eers daaroor wil praat nie. Iewers is daar nog 'n kiem van hoop as hulle so met mekaar praat en hulle ontsteltenis met mekaar deel. Maar die lewende hoop, dit waaroor die opstanding van die Here gaan, dit was op daardie stadium nie by hulle aanwesig nie. En so word ons in hierdie verhaal ingetrek, want ons ken dit ook. Baie kere is daar iets in my lewe waar ek regtig volkome my hoop op die Here stel, dat ek wag dat daar iets moet gebeur en gebeur dit nie, moet ek nog wag of gebeur dit nie soos wat ek gedink het dit moet wees nie, dan wonder ek, maar waar is die Here? Nou is die hoopvolle aspek van hierdie verhaal en wat ek nou vir ons sê, 'n teken is daarvan dat die Here se verskyning naby is die feit dat ons kan weet as ons onsself in 'n brose situasie bevind, as ons 'n krisis beleef, as daar iets in ons lewe is waar ons regtig waar eintlik nou net wag dat die Here moet ingryp, dan kan ons weet hy gaan op die een of ander manier sy verskyning maak. So dis ons eerste teken. Die tweede teken wat ons uit hierdie verhaal kry, dis bietjie meer subtiel, maar dis definitief daar en weer eens of eweneens vir ons van geweldige waarde. En dit gaan oor hierdie verlange, die begeerte wat hierdie twee reisigers gehad het om tog te verstaan die dinge wat daar gebeur het. Daar was by hulle hierdie absolute woordjie verlange is vir my mooi. Hierdie intense verlange, hierdie begeerte na iemand om dan nou net vir hulle te kom verduidelik wat het daar gebeur. Dit is besonder as hulle terugstap op pad weer terug na hulle nou uiteindelik beleef het hoe Jesus tog by hulle teenwoordig was, dat hulle vir mekaar sê, het ons harte nie brandend geword toe hy die skrifte aan ons uitgelê het nie. Brandende harte, ontvanklike harte, daar was in hulle die verlange, die begeerte, die brandende behoefte om net duidelikheid te kry. So dit is wat vir ons die tweede teken is, want dit is wat in gebed gebeur. As ek en jy in gebed ons hart volkome vir God oopmaak, volkome afhanklik van hom is, ons brandende in sy teenwoordigheid is, dat hy tog homself net aan ons sal openbaar, dat ons gereed is vir hierdie verskyning. En dan die derde teken in hierdie verhaal is die belangrike rol wat die woord en die sakrament in hierdie vertelling speel. Dit is wanneer Jesus die skrifte uitlê, dat hulle hierdie ervaring het, hulle harte word warm. Daar gebeur al iets met hulle as die skrif oopgemaak word en dit word vir hulle geïnterpreteer. En dan met die breek van die brood, dan lees ons wat gebeur, die skille val van hulle oë af. Omgang met die woord
En deelname aan die sakrament is instrumenteel in Jesus se openbaring van homself aan hierdie twee mense. Maar ek dink ook is belangrik dat ons, dit is die instrument wat Jesus self gebruik, dat hulle moet besef, dis hy wat in hulle teenwoordigheid is, maar was daar nie by hulle hierdie krisiservaring, hierdie broosheid, en daarmee gepaard ook hierdie begeerte, verlange, om hom werklik te ontmoet nie, of om iemand dan te ontmoet, wat aan hulle hierdie dinge gaan openbaar nie, dan het die skrif dalk nie so vir hulle oopgeval nie. So, die goed, gaan hand aan hand, die krisis waarin hulle bevind, situasie van broosheid, die verlange om te verstaan, en dan, dat het na hulle toe kom, deur die woord en sakrament, maar net om vir ons, die belangrikheid ook van God se woord, en ook die sakrament in ons eie lewe, en in ons eie geloofservaring net te kom onderstreep. As ek en jy met verwagting, met verlange God se woord oopmaak, ontvanklik is vir die Gees se werking, dan kan ons weet, sal daar 'n godsontmoeting plaasvind. As ons by die sakramente is, veral die nagmaalsakrament, waar ons so absoluut konkreet deel aan die sakrament met die eet van die brood en die wyn. En as daar ons by ons verwagting is om God te sien, gaan ons hom sien. En dan die laaste teken in hierdie verhaal vir ons, wat bydraend is, in elk geval in hierdie verhaal, maar dink ek ook vir ons self, ook in ons eie godsbelewenis, om God te beleef, om God te sien, om sy verskyning as 'n werklikheid te beleef, is die rol van die medegelowiges. Ons moet nooit die kosbare rol van medegelowiges en ook ons gemeentelike samekomste, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is, geringskat nie. In Lukas se vertelling is dit twee vriende wat saamloop op die pad. Hulle deel met mekaar hulle teneergedruktheid. Dis twee, daar's gemeensaamheid. Hulle dra saam aan hierdie las. En dan word Jesus deel van die geselskap, Dan is hulle geselskap van 3 en uiteindelik daar om die tafel, besonders daai moment ook dat hulle tog vir Jesus nooi. Hulle hom laat verbygaan het, die dinge dalk nie met hulle gebeur soos wat dit gebeur het nie, maar hulle nooi hom om deel te wees van hulle ete aan tafel. En in daardie gemeensaamheid van gelowiges is dit dat hulle dan die ontmoeting met Jesus belewe. Is dit nie al dat jy dit dikwels ook so ervaar het nie? En dat COVID-19 eintlik daar 'n leemte begin laat het nie. Ons is dankbaar vir ons gemeentelike byeenkomste wat weer plaasvind, maar ander kleiner byeenkomste is so geweldig afgeskaal. Baie Bybelstudiegroepe huiwer om weer by mekaar te kom en 'n mens verstaan dit. Maar daarmee saam dan ook die getuienis, maar ons beleef dat daar iets aan die verlore raak. Terwyl ek nou so oor die dinge dink ek, maar wat ons ook nie moet geringskat nie, is as ons sommer maar net by mekaar kuier. As ons by mekaar kuier, is ons mos 95% gelowige mense wat by mekaar kuier. En as ons iets in daai kuier maak van dit, en nie 'n gekla of 'n, julle weet nou wat gebeur baie keer in gekuier, maar as ons saam kuier, ook ontvanklik afhanklik is van God daar by ons, dat ons dit kan sien as 'n potensiële ontmoetingsgeleentheid met die lewende God, dan gebeur dit. Tekens, tydelike tekens. Ons kan weet, het ek gesê, as ons in 'n krisis is, en daardie tweede punt, ons het 'n verlange, 'n begeerte om God binne hierdie krisis te ontmoet, sal dit gebeur. En die manier hoe dit dikwels gebeur, is juist deur die woord, waar ons saam is en die sakrament. Maar dan, baie besonderlik, en daarmee wil ek dan nou die boodskap afsluit, is dat daar die ontmoeting
Jesus se verskyning 'n impak het op hierdie twee mense se lewens. Inderdaad weet ons dat toe hulle hom eers gesien het, en dan sien ons na die tekens aan hulle gegee, toe het hy die doel van sy verskyning is bereik en hy het uit hulle gesigsveld verdwyn. Maar wie was, dit was twee ander mense, dit was getrooste mense. Maar dit was inderdaad ook getransformeerde mense. Dit was twee ander mense wat terugstap Jerusalem toe, as die twee wat weggestap het uit Jerusalem. Hierdie ontmoeting met die lewende Here het 'n verandering bewerkstellig. Het hoop in hulle gebring, het van hulle nou getuies gemaak. En so is hulle terug Jerusalem toe. Ek wil nou nie veel vertel van my eie ervaring nie, dit is vir my baie persoonlike ervaring, die vorige week waarvan ek vir julle vertel het. Maar daar was iets wat gebeur het, wat vir my op daardie stadium 'n bietjie van 'n geloofskrisis was. Ek wou verstaan wat is, hoe is die Here in hierdie ding ook teenwoordig, en kan nou noem dit was iets wat ek gelees het, wat na my kant toe gekom het, gaan nou oor myself eintlik, was op daardie stadium op pad terug uit ons nuwe woonplek Wellington hier na Vredendal toe, en het wonderlik, ek sê dit is die hele ding van ons sê niks is toevallig nie. Ek en Bernard het so die gewoonte om vir ons van die radioteaters wat op potgooi is op 'n stokkie te sit, en as ons nou so ver baie ry of enige podcast ding soos wat ons deesdae weet, en sit ons op die stokkie en dan luister ons na dit as ons nou hierdie ver baie ry. Maar onderaan dit was 'n radioteater wat oor RSG nou het radioteater wat oor Paasfees uitgesaai is, die kleed, Joey van die kerk. Miskien is daar van julle wat dit ook geluister het. 'n Pragtige storie wat die hele kruisiging en opstandingsverhaal vanuit die perspektief van die Romeinse hoofman oor 100 wat daar by die kruis nou was. Nou baie mooi geïnterpreteerde storie, oulike storie, want dit is eintlik 'n Jood wat hom by die Romeinse legioene gaan laat aansluit het, en hy word die man wat daar vir Jesus aan die kruis moet vasspyker. Baie besondere verhaal. Maar deur die luister na daai verhaal, deur die een word weer met die evangelie boodskap, die troos net wat na my toe gekom het, maar die Here weet van my, en hy weet van dit wat ek nou ervaar, maar belangrik, dis ek wat moet verander, dis ek wat anders moet dink, anders moet wees. Dit wil ek sê, dis wat die lewende opgestane Here met ons doen. Hy gaan aan ons verskyn, hy sal aan ons verskyn om ons te troos, want dit is wat hy doen, dis wat hy met elke verskyning gedoen het. Ons het al so mooi ook, Anton het laasweek ook so iets moois daaroor gesê. Hy troos ons met die werklikheid van dat hy lewende Here is wat uit die dood uit opgestaan het. Maar die lewende Here wat uit die dood opgestaan het, is die een ook wat die krag voorsien om ons te verander. Om ons nuwe perspektief te gee, om ons eie verstarde denke partykeer te kom deurbreek, sodat ons nie oor 'n situasie kan dink, oor 'n saak kan dink, sodat ons getuies kan wees van sy lewende werking in ons eie lewens. Ag, en dit, my liewe broer en suster, is wat ek maar net vir julle wil gee vandag. Is daar dalk iets in jou lewe wat die brandende begeerte om die lewende Here wat uit die dood uit opgestaan het te sien, om 'n godsverskyning te ervaar? Is daar iets wat dit by jou losmaak? Weet verseker, dit sal gebeur. Dit sal gebeur, maar wees ook gereed wanneer dit gebeur. Kan dit, en gewoonlik doen dit, gebeur dit, om jou lewe
op 'n nuwe koers te stuur. Amen. Onse Vader, dankie dat ons vandag ingetrek kon word in hierdie kosbare mooi verhaal, maar 'n verhaal wat ons inderdaad vertel van, ja Here, ontmoetings met U wat ons nie sommer maar net los soos wat ons was nie. Ontmoetings met U wat ons verander, ons sienswyse verander, ons gesindheid verander. Openbaar U self aan elkeen wat hierdie boodskap vandag hoor met sy of haar eie krisis en begeerte aan U teenwoordigheid daarbinne. Ons dra ook vandag weer ons bestaan hier in ons eie vallei ook, dra ons aan U op. En ons bid die Here, wees ook vir ons genadig rondom al die ekonomiese werklikhede. Ons is dankbaar vir 'n oes wat geïn kon word en amper sekerlik nou klaar geïn is rondom die druiwe. Maar nou is daar weer soveel ander faktore wat 'n rol speel en kom bid ons net, wees hierdie vallei genadig. Maar laat ons ook, o Here, in die dinge wat met ons gebeur, ook die tekens raak sien, Here, van U koersaanwysing, rigtingaanwysing, wat dalk anders is as wat ons gedink het of gehoop het. Rus ons ook toe met daardie wysheid om te kan onderskei. Ons bid, o Here, waar dit nou ook skoolvakansietjie is wat weer voorlê, dat U ook die tyd sal seën en dat U ook ons mense en gemeentelede en veral ook die kinders en ook die leerkragte dan nou ook sal verkoop met die ou tydjie wat voorlê. Ons bid dit alles uit genade in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons laaste lied. Die span kan voorkom. Ek dink net ek het julle rekenaar of julle sy. Heer, gee hom net weer vir ons aansit asseblief. Ek het per ongeluk dink ek julle skerm daar afgesit. Net voordat ons dan afsluit met een van my geliefde liedere van die afgelope tyd, en dan moet ons daar veral net op vers 1, U is die lig wat deur die donker skyn, en dan ook die tweede vers wat ook praat oor die opstanding. Ons gaan nou die lied sing, wil ek net noem, daar's weer offergawes by die deure, so ons kan daar ons offergawe gee asseblief, en dan is hier iemand in ons midde. Stini, jy kruip vandag so weg, ek kan jou nie eens mooi raak sien nie, maar Stini van der Walt is nog 'n groter meubelstuk as wat ek hier in hierdie gemeenskap is, want Stini, hulle was 30 plus jare hier op Vredendal, en sy en Koos gaan nou verskuif Ceres toe, en dis haar laaste Sondag by ons. Stini, ag, mag julle ook die Here se seën ervaar op julle pad vorentoe, en dankie ook vir jou rol in ons gemeenskap. By die skool weet baie, was sy vir baie jare nou ook sy het skool gehou ook op 'n stadium, maar baie die afgelope jare was sy assistent, maar nou in die ou Wesgemeente was sy 'n geweldige staatmaker ook. Stini, mag die Here regtig ook met julle wees, in wonderlike mooi fases wat vir julle voorlê, hoor. Kom ons sluit nou af met U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons staan op en ons sing dit heerlik saam. Is die lig wat
Ontvang nou die Here se seën. Deur te sterf het Jesus vir julle die dood vernietig. En deur op te staan uit die dood, het hy vir julle 'n nuwe lewe verwerf. Deur sy Gees vir julle te gee, gee hy vir julle sy vrede. Vrede vir jou. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, stuur Jesus nou ook vir jou. Gaan lewe en gaan gee lewe, want hy lewe. Amen.